dan bid ons saam. O koning van alle konings en Heer van alle Here, U is en U was en U sal tot in alle ewigheid die enigste, die ware, die lewende God wees, die heerser oor tyd en ewigheid. En ons dank U dat ons U mag ken, dat ons hier in die kerk by mekaar mag kom, om hier in die teenwoordigheid te kan staan en te kan leef as verloste sondaar mense. Dankie Here vir ons saamwees en dankie vir hierdie kosbare oomblikke wat ons mag deel in hê. Dankie vir die hoop en elke verwagting wat daar ook in ons lewens is. Wil U Here ook nou in ons harte dit stil maak. Wil U vir ons 'n ontvanklike hart en 'n geopende oor gee. En mag alles wat ons hoor en dit wat ons sê as ons sing en dit wat ons bid uit die dieptes van ons hart tot U eer en vir U aanneemlik wees. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die Nuwe Testament en ons lees saam uit Lukas hoofstuk 5. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en het hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Gaan uit na die diep waters en laat sak julle nette daar om vis te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie. Maar op U bevel sal ek die nette weer laat sak." En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir hulle makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." Nadat hulle die bote op die strand getrek het hulle alles gelos en hom gevolg. Ons lees tot sover. Lukas 5 vers 10 se laaste deel sê: Jesus het egter vir Simon gesê: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, almal van ons leef elke dag en pak alles aan met 'n verwagting. 'n Verwagting omdat ons mense is wat hoop het. Vanoggend het ons opgestaan en ons het met die verwagting wakker geword dat dit vir ons 'n goeie dag sal wees. Dat ons 'n lekker dag sal hê. Dat dit vir ons 'n positiewe dag sal wees.
Selfs wanneer ons siek word of siek is, het ons daardie verwagting dat ek sal gesond word. En dat ek sommer eersdaags so gesond sal wees, dat daar niks meer in my liggaam sal wees wat my herinner aan die feit dat ek siek was nie. Wanneer ons iets aanpak, dan verwag ons dat ek daarmee suksesvol sal wees. Want wie van ons wil nou iets begin, en as jy begin sommer klaar weet, dit gaan in elk geval nie werk nie. Dan gaan jy dit in elk geval nie doen nie. Ons verwagting is, ek gaan dit begin, en dit gaan suksesvol wees. Ons leef in die verwagting, dat ons ouers vir ons lief is, en dat hulle vir ons altyd sal lief wees, dat hulle ons sal ondersteun, ongeag die dinge wat in ons lewens met ons gebeur. Hulle is immers ons pa en ons ma. Maar hierdie verwagting lê ook ander kant toe. Ouers verwag ook dat hulle kinders vir hulle sal lief wees. Dat hulle sal ondersteun en sal help. Want hulle is immers mos ook hulle kinders. En so leef ons ook elke dag in die verwagting as gelowiges. Ons verwag God se ondersteuning in ons lewens. Ons leef in die verwagting van God se reddende genade, in die verwagting van 'n verlossing wat vir ons sal aanbreek. En as ons daardie verwagting uit ons lewens moet uithaal van die ewige lewe, dan trek ons maag sommer klaar op 'n knop. Want dan is dit asof ons hoop skielik verdwyn. Broers en susters, met al hierdie verwagtinge wat ons so het, en al hierdie verwagtinge waarin ons elke dag leef, hoeveel is ons bereid om in te sit? Om dit wat ons verwag, met realistiese verwagtinge te kan koester? Hoeveel is ons bereid om ook ons kant te bring, as dit bykom by dit wat ons graag wil hê, moet deel wees van ons lewens? Die verwagtinge is daai hê, maar hoeveel wil jy gaan gee? Hoeveel wil jy gaan doen om 'n verskil te maak? Hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, vertel van Jesus wat besig was op reis. En 'n groot klomp mense het hom begin volg. Al hoe meer mense het gehoor en gesien wat hy doen. En hulle was verwonderd oor wat hulle beleef het. En hulle het al hoe meer begin verwag. Hierdie man, hierdie Jesus, is iets besonders aan hom. Ons moet hoor wat hy te sê het. En as hy dan daar by die see van Genesaret, of die see van Galilea, soos hy ook bekend staan, kom, was daar so baie mense dat hulle hom so verdring het, dat hy vir Simon Petrus vra, of hy in sy skei kan klim en so bietjie van die wal af kan wegkom, net dat hy die skare kan sien, en dat hy met die skare kan praat. Simon en sy mede-vissermanne het juis net teruggekom na 'n mislukte vangs die hele nag. Soos dit die gebruik was, het hulle in die nag uitgevaar om ook hulle vis te vang. Hulle het daardie nag geen vis gevang nie. En hulle was besig om die nette te was en al die seegrasse en al die goed wat die nette kan beskadig skoon te maak, sodat hulle maar weer môre aand kan probeer. En so is Simon dadelik bereid om vir Jesus 'n entjie van die wal af in die see in te roei, sodat hy met die mense kon praat.
En in hierdie gedeelte in Lukas 5 word daar nie vir ons gesê wat Jesus die mense onderrig het nie. Net dat hy die mense geleer het. En toe hy hulle klaar geleer het, sê hy vir Simon, nou kom ons vaar uit diep waters toe, sodat ons kan gaan visvang. En as hulle daar in die diep water kom, dan sê hy, gooi die nette uit, sodat julle kan visvang. En hier gebeur 'n klomp baie interessante dinge. Hier is nie 'n versoek nie. Hier is 'n opdrag. Jesus sê nie vir Petrus, sou julle graag weer wou gaan visvang nie. Hy sê nie, dink julle daar is 'n kans dat as ons die nette ingooi, dat julle dalk nou 'n visie sou vang nie. Jesus kom met 'n opdrag. Hy sê, roei uit diep water toe en gooi die nette uit, sodat julle kan visvang. En Simon hulle doen. Hulle gaan en hulle gooi die nette uit en hulle vang. Hulle doen wat hulle heel nag sonder sukses gedoen het. So baie vis, dat die skei waarin hulle is, te min is om al daardie vis terug te kry op die land. Dat hulle die ander boot roep en sê, kom help. Maak gou. Hierdie vis is so baie en so swaar, ons is besig om te sink. Simon het gehoor en gedoen. Hy het die woord van God aanvaar en op Jesus se bevel gereageer. Hy vertrou en waag in die geloof. En as hy waag, is daar tog by hom 'n verwagting. Want om weer net sommer die nette in te gooi en heel nag het ons niks gevang nie en ons het hulle nou net skoon gemaak, is daar by hom vertroue dat hulle hierdie keer anders sou vang as deur die hele nag. En om te volhard is om maar net weer te gaan probeer en aan te hou probeer, ongeag vorige belewennisse. Wat die verskil is in Simon hulle se eerste vangs en die tweede vangs, is in die tweede een was Simon hulle bereid om te vertrou in die geloof en nie te sê sien is glo nie, maar te glo en te sien hoe baie vis daar in die nette is. Simon het dadelik die ander mense ook betrek. Hy het nie gesê, kom ons los maar die vis hier, wat ons nou te veel het nie. Hy is bereid om dit wat hy kry, te deel. Dis hoekom sy makkers hom kom help, en hulle daar die hele vangs uitvat na die strand toe. Liewe broer en suster, wanneer jy God in jou lewe beleef, dan kan jy ook nie anders as om so Simon Petrus terdee te besef wie jy is nie. Want die eerste ding wat Simon sê, toe hy hierdie groot vangs in die nette begin ervaar, en terdee besef wat hier gebeur, praat hy nie meer met Jesus as meneer nie, maar spreek hy hom aan as God. Verander sy hele uitkyk en sien hy homself as 'n sondige mens raak. En wanneer ons na onsself kyk, kan ons ook nie anders as om te besef dat ons ook swak, nietige mense is nie. En wanneer jy so oor jou eie lewe nadink,
dan moet ons dit ook maar erken, dat ons as mense so maklik moedeloos raak. Moedeloos in ons omstandighede, in jou wêreld waarvan ons is, en dat ons verwagtinge, soms ook teleurgestelde verwagtinge is. Dat ons so maklik verlore voel, tussen al die gewoel en al die uitdagings van die wêreld. Moeg raak. Dat ons so maklik teleurgesteld raak, maar dat ons ook so maklik mense rondom ons teleurstel wat ook bepaalde verwagtinge in ons het. Maar wanneer ons na die verwagtinge van die lewe kyk, in vertroue, deur geloof, is ons lewens anders. En kom daar 'n wending wat jou dalk nog kan laat wonder, maar ook laat besef. Jy is nooit een oomblik aan jou eie genade oorgelaat nie. Ons deel in God se genade. God se genade wat oorvloedig is en wat in alle omstandighede genoeg is. En dan kry Simon hulle 'n volgende opdrag. Gaan vang vis. Maar hierdie vis lyk nou anders. Gaan vang vis, gaan vang mense vir God. Gaan en gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Jesus het aarde toe gekom en hy het aan ons 'n bepaalde verwagting kom gee. Maar hy koester ook 'n bepaalde verwagting van sy volgelinge, van sy kinders. Hy vra van ons om hierdie groot evangelie boodskap te gaan uitleef in die wêreld waarvan jy deel is. En daarom ook die opdrag, kom ons besef ook hoe gelukkig ons is vandag om God te kan ken en om in al sy grootheid te kan deel. Om gelowiges te wees, vra ook van ons dat ons sal waag in die geloof en sal volhard in die geloof en ons vertroue, ons verwagtinge volkome op God te stel. Want daar waar ons dit doen, sien en ervaar ons wel dat God met ons op pad is. Ons moet gaan uitleef wat God ook vir ons in hierdie wêreld beteken. Met trots. Want ek kan nie net sê, ek is 'n kind van God nie. Ek moet dit ook gaan wees. Ek moet dit gaan wees met dankbaarheid, met afhanklikheid, en gehoorsaamheid. Ons as mense se lewens en ons lewensverwagtinge is totaal en al nuut en anders as ons God se roeping hoor. Hierdie gedeelte in Lukas 5 roep Jesus dan ook vir Simon en Johannes en Jakobus en almal wat daar saam met hom was as disippels om hom te volg. En hulle het hulle besig wees net daar gelos. Die skei met al daai nette en al daai visse. En hulle het Jesus se roeping gehoor. Hulle het geluister en gaan doen. En as volgelinge van Jesus moet ons elke dag in afhanklikheid voor hom leef. Afhanklik dat hy voorsien en sal voorsien, nie net in ons fisiese behoeftes nie, maar in ook al ons geestelike en emosionele behoeftes. Dat hy ons sal bystaan ook wanneer ons deur daardie donker dieptes van die lewe moet gaan. Maar ons moet ook vandag besef
dat ons gestuurdes in die wêreld is. En in ons gestuur wees, moet ons gehoorsaam wees aan God se opdragte. Gaan en gaan vang vis. Gaan en gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus in die hele wêreld. Broers en susters, vis is nogal 'n interessante woord wat ons ook in die Bybel kry. Die Grieks vir vis is ichthus. En as jy die letters van ichthus so lees, dan staan daar Jesus Christus is die Seun van God. Gee jou 'n hele sinnetjie. Om gehoorsaam te gaan verkondig dat Jesus Christus die Seun van God is om vissers van mense te wees. Te gaan vertel, te gaan leef en om te hoor. Dit maak dat ons die wêreld anders sien. Maar dit maak ook dat ons verwagtinge in die wêreld totaal anders kan wees. Want dit gaan nie oor my nie. Ek is 'n sondaar mens. Dit gaan oor God. Wat baie groter is as wat ons kan dink of kan droom. Want hy is God. Wat met ons bemoeienis maak. Wat vir ons kan en wil sorg. Maar wat moet gedien en geëer en gerespekteer word elke dag.